van my wil lees? Ons gaan in Galasiërs 3 lees. Vers 13. En dan gaan ons lees vanaf vers 22. Vers 13 lees. Ons gaan vers 13 lees en dan gaan ons weer vanaf vers 22 lees. Galasiërs 3. Het almal dit? Kom ons lei met ons voor. Dankie Here Jesus vir die voorreg wat ek het, Here, om in diens van U te kan staan, Vader. Here, steek my weg sodat die vyand my nie sal raak sien nie. En steek my weg sodat elkeen wat hier is, Here, nie my sal sien nie, maar vir U. Dankie Here dat U vir my die woord gegee het, sodat ek dit aan U kinders kan uitdra. Ons loof en eer U daarvoor. Amen. Kom ons lees. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Dit klink vreeslik, né? Kom ons lees vanaf vers 22. Maar die skrif het alles ingesluit onder die sonde, sodat die belofte uit die geloof in Jesus Christus aan die gelowiges gegee kan word. Maar voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet, in bewaring gehou, ingesluit met die oog op die geloof, wat geopenbaar sou word. Die wet was dus ons tigmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof. Maar nou, dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder die tigmeester nie, want julle is almal kinders van God, deur die geloof in Jesus Christus. Want julle almal wat in Jesus Christus gedoop is, het julle met Christus bekleed. Daar is nie meer 'n slaaf of 'n vryman nie, daar is nie meer 'n man en 'n vrou nie, want julle almal is een in Jesus Christus. En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. As ek my woord kan 'n titel gee, dan is ons vrygekoop is. As ons lees in vers 13, want ons is vrygekoop. Jesus het in daardie kruis gehang, sodat ons vrygekoop kan wees. Nou as ek hierdie meer vir julle kan verduidelik, gaan ek vir julle 'n staaltjie vertel. 'n Man het eendag 'n bok gehad, en hy was ontsettend lief vir hierdie bok. Kyk, niemand moet iets aan daardie bok gedoen het nie. Dit was sy eiendom. En eendag kom daar 'n man by hom en hy sê vir hom, jong, ek het vir jou slegte nuus. Iemand het jou bok doodgery. Hy lê daar in die sloot. En hierdie man was vreeslik hartseer, want dit was soos sy kind. Hy het hom van kleins af groot gemaak. En hy klim in sy voertuig en hy jaag daar waar die bok is. En hy kom daar en hy, toe hy so nader aan die sloot kom sien hy, maar hierdie bok leef. En hy is opgewonde. En hy gryp sy knipmes en hy sny die toue wat aan die bok se pote vas. Want iemand het blykbaar die bok gesteel en toe hom nou net in die sloot gegooi om seker maar later te kom haal. Maar daar lê die bok en die bok wil nie opstaan nie. En hy raas met die bok en hy gee hom 'n klap op sy bout dat die bok nou kan opstaan. En die bok wou nie. Hy daar bly lê. En hy sê,
Maar hoekom wil hierdie bok dan nou nie opstaan? Hy leef dan nog. En hy besef, hierdie bok dink hy is nog vas. En hy gaan en hy maak die pote uit mekaar uit, en toe hy dit doen, toe spring daai bok op. Nou dis hoe ons is. Ons is lankal vrygekoop, julle. Lankal. Maar ons gedra ons nog soos mense wat vasgevang is in 'n ketting. Daai ketting is lankal deur die Here gebreek. Lankal. Maar ons sien in ons gees, in ons gedagtes, hierdie ketting wat ons nog vashou. En ons wens ons kan vrygekoop word. Maar ons is klaar vrygekoop. Jesus Christus het ons vrygekoop. Hoekom dink ons dan op ons kettings? Hoekom as ons elke dag opstaan, kan ons nie net jubel en juig nie? Jy het nie meer daai ketting om jou nie. Hy is lankal weg. En as jy vandag nog dink jy het 'n ketting om jou, kyk bietjie na jou hande. Sien jy enige ketting? Sien jy vandag enige ketting? Wel ek nie. My ketting is weg. En ek weet, ek is vrygekoop deur Jesus Christus. Hy het my vrygemaak. Want geen kind van God is in kettings nie. En ek en u en ons almal wat in die Here glo, is vrygekooptes. Ons is kinders van die Here. Ons is erfgename, julle. Ons moet eintlik soos Jesus wees. Elke dag. In jou wandel en in jou weer. In jou praat en in jou doen. In jou optredes. Moet jy Jesus wees. Jesus het nie vir die arme gevra, hoor, rook jy nie, drink jy nie? Nee. Dit het nie aan hom saak gemaak nie. Hy was barmhartig aan daardie persoon. Hoekom is ons so maklik om die vinger te wys na iemand anders? Iemand wat dalk vir jou 'n broodjie gevra het, maar jy gee hom 'n klip. Of jy sê vir jou buurman wat vir jou vra, hoorie, kan jy dit vir my leen? Jy weet vir jou heilige siel jy het meer as genoeg. Maar jy sê vir hom, ag, sorry buurman, ek het nie. Het jy geweet, dit kan die laaste woorde wees aan daardie buurman? Hy kan dalk môre nie daar wees nie. Of miskien jy. Wat sê 'n mens dan? Ag, het ek maar net. Hoe maklik spreek ons daardie woorde? Ag, het ons maar net. Spyt om altyd te laat. En dis ware woorde. Want as daai persoon nie meer daar is, kan jy nie meer jammer sê nie. So maak reg vandag met almal wat jy iets teen aan het. Ek gee nie om of het ouma groetjie of oupa groetjie is nie, maar maak reg as jy vir hulle kwaad is.
Al is hulle nie meer daar nie. Jy kan hulle nog steeds vryspreek. En dan net al daardie dinge wat jy hier krop in jou hart. Jou hart kan net soveel vat, hoor. Hy kan net soveel vat en dan pas hy. So wat wil jy in jou hart hê? Haat of liefde? Ek verkies eerder Christus se liefde. Jesus se liefde kan maar my hart laat bars. Ek gee nie om nie. Maar dit moet nie haat wees nie. Want weet julle, as dit haat is en jou hart bars, dit wat uitvloei is haat. En oral waar dit aan raak, is dit haat in plaas van liefde. Hy sê in sy woord vir ons, julle is mede-erfgename. Is dit nie 'n wow nie? Dis die grootste belofte wat die Here vir ons kon gegee het, is om vir ons te sê, julle is mede-erfgename. As julle nog nie besef wat daai woorde beteken nie, kan ek vandag lees sê. God beskou jou as sy kind. Net soos wat hy Jesus as sy kind, sy seun het, so aanspaar hy ons as sy dogters en sy seuns. Maar ons moet streef om soos Jesus ook te kan wees. En al hoe ons dit kan weet en kan doen, is deur liefde. Ons is vrygekoop, Here. Begin loop. Moenie meer stil sit nie. Moenie in jou gemaksone wees nie. Staan op en loop. Jy is vry gemaak. Jy het nie meer ketting om jou nie. En die wat nog voel of jy nog 'n ketting het, ons gaan nou ons gaan daai ketting spreek. En ek wil jy moet voel vol daai ketting af. Jy moet vry gewees. Jy moet heeltemal vry wees. Daar moet geen ketting om jou wees nie. Jy moet kan sien, ek het nie meer 'n ketting nie, ek is vrygekoop. Ek is 'n kind van die Here, ek is sy kind, ek is sy erfgenaam. Maar baie besef dit nog nie. En weet jy, daardie persoon wat in die park slaap, of op 'n stoep slaap, hy kan ook dalk ook een van die kinders van die Here wees, het jy dit geweet? Maar hy het net 'n bietjie afgedwaal. En dalk wag hy net vir iemand om te sê, hoorie, Jesus het jou lief. Jy is 'n mede-erfgenaam. En dan tel jy hom op. En dat hy besef, daar is iemand wat my lief het. Want jy is Jesus se liefde. Wanneer jy na iemand toe gaan en vir hom 'n drukkie gee en sê, ai maat, hoe gaan dit met jou? Dis Jesus liefde, julle. Stuur 'n WhatsApp en vra, hoorie, is jy okay? Kan ek vir jou bid? Net baie mense hou daarvan om prentjies en te stuur. Hulle praat nie sommer nie. Maar daai prentjie sê niks. Hoor wat ek vandag sê. Daai prentjie sê niks. Hoekom sê ek so? As jy dit tik
met jou vingers. En te sê, kan ek vir jou bid? Of, goeiemôre, hoe gaan dit? Is dit liefde wat praat? Nie iemand anders wat die prentjie geskep het se liefde nie, jou liefde vir daardie persoon. Ja, jy kan sekere prentjies stuur daarna, maak nie saak nie. Maar dink 'n bietjie daaraan. Elke lettertjie wat jy met jou vingers tik is liefde. Prentjies sê niks. Prentjie is 'n prentjie. Maar dit voel in jou hart die liefde wat uitgaan na 'n medemens toe. Julle het soveel liefde in julle. Elke liewe sel van jou wat in jou liggaam is liefde. En weet jy ook selle het 'n mens in mense liggaam. Dis alles liefde, julle. Nou, hoekom kan ons dit nie uitdra nie? Hoekom kan ons nie vir mense wys ek is 'n kind van die Here nie? Maar o, bewaar die een wat voor my indraai op my plek steel waar ek moet parkeer. Dan het ek sommer 'n donder weer bokant my. Stap in die kantoor in met net so opgeblaaste wangetjies lyk soos 'n brolpadde. En so voel jy die hele dag. Weet jy wat? Gaan parkeer op 'n ander plek. Stap daarin met net so groot smile. Deel God se liefde. En jy gaan die hele dag vol liefde en vreugde wees. Die werk gaan vir jou soos peanuts wees, man. Jy gaan nie eens moeg word nie. Want God se liefde gaan jou dra. Hy beloof dit in sy woord. God sorg vir ons, julle. Al besef ons dit. Baie van ons dink, ja, ek het gewerk vir myself. Ek het gewerk vir hierdie mandjie kos wat ek vandag koop. Dis vir jou. Dit behoort aan die Here. Jou werk behoort aan die Here. Jou geld behoort aan die Here. Hy gee jou genade en 'n voorreg om dit te kan hê. Maar ons is nie eers dankbaar daarvoor nie, want dis ons vanselfsprekend. Dis vanselfsprekend as ons 'n kraan oopdraai dat daar warm water gaan uitkom. As ek die ligaaanskakelaar aansit dat daar lig is. Julle is voorregte. As julle nog nie daar was wat daardie mense is wat vir oomblik op die straat is nie, weet julle nie wat is swaar kry nie. Ek daag julle uit. Vat vanaand 'n boks. 'n kartonboks. 'n geslapte op jou stoep onder 'n koerantpapier. Waar sê vir julle, doen dit. Voel hoe dit voel om verwerk te wees. Want dis hoe daai mense voel. Want ons kan die God se liefde uitdra na hulle toe nie. Dis God se kinders wat ons so behandel. En as hy nie 'n kind van die Here is nie, dan moet ons sorg dat hy van Jesus hoor. Dis ons ander werk. Net soos wat ons Jesus is in liefde.
en God se seun Jesus is, en ons sy dogters is, het ons ook 'n verantwoordelikheid, net soos wat Jesus 'n verantwoordelikheid gehad het, om die evangelie te verkondig. Om uit te gaan en vir die mense te sê, Jesus het jou lief. Dis 4 woordjies julle. Jesus het jou lief. Maar, ja, ons het mos nie tonge nie. Ons loop in 'n winkelsentrum, ons staan in 'n ry, maar ons sal nie omdraai en vir die persoon agter my sê, Jesus het jou lief. Of vir die een wat jou geld, besig is om met jou geld te werk voor, wat jou geld vat vir die kruidniersware wat jy koop nie. Die kassier. Die ou wat die karre opwas. Hoeveel van julle het al ooit gaan stilstaan en vir daai persoon gebid? Stop 'n geldjie gou in sy hand en sê, "Baie." Gaan staan stil en bid vir daai persoon. Dis liefde. Dis wat vrygekooptes doen. Hulle dra God se liefde uit. So as jy nog nie vrygekoop is nie, so gaan jy vrygekoop word. En al wat jy hoef te doen is op jou knieë te gaan en sê, Jesus, hier is ek. Neem my hart. Dis al. En jy is vrygekoop. Jy het nie 10.000 rand nodig om jou vry te koop nie. Jy het net 'n woordjie om te sê, Jesus, hier is ek. 4 woorde. Weer eens 4 woorde. Dis al wat hy vra, Here. Here, hier. Dis my hart. Ek lê dit voor U neer. Hy kom en hy maak dit skoon. En hy sal nooit weer daaraan dink nie. Want hy vat die heeltemal weg. En jy is 'n vrygekoopte, 'n kind van die Here, 'n mede-erfgenaam. Vrygekoop deur Jesus. So ek vra julle mooi, as julle ooit weer by mekaar mag kom, bid vir hom. As julle by iemand loop in die park, bid vir hom. Sê vir hom, Jesus het jou lief. Ja, daar's baie wat jou gaan vloek en skerp. Want hulle voel nie soos wat jy voel nie. Want hulle dink, Jesus het hulle te nagekom. Dis hoekom hulle is waar hulle is. Dis keuses wat ons in ons lewens maak wat ons daar lang. Dis keuses wat ons gemaak het deur nie na die Here toe te gaan met daardie probleem en te sê, Here, hier's 'n probleem. Ek los dit by die kruis nie. Nee, ek het dit self probeer opklaar. Julle, God het 'n antwoord, 'n uitweg, 'n oplossing nog voordat jy jou probleem gehad. Soos jy jou probleem by Jesus gaan neerlê, by die kruis gaan neerlê, dan los hy dit op. Met die probleme wat in jou hart is, kan jy daar gaan neersit, sodat jy kan vrygekoop word. Sodat die hart wat in jou is, kan vrykom. Dat jy kan vry wees van enige haat, maar dat dit verander word in liefde. Kom ons begin om mede-erfgename van God te wees en so op te deel.
vrygekoop is deur Jesus. Amen. Kom ons sluit ons. Dierbare Hemelse Vader, Here, baie dankie vir die voorreg wat ek het, Here, om hierdie woord wat U vir my gegee het uit te dra, Here. Maar Vader, wil U laat dit in ons harte sal insink, maar dat ons dit sal uitdra, soos wat U wil hê ons moet as mede-erfgenaam maar dit sal uitdra, Here. Want Vader, net by U kan ons probleme gaan neerlê. Ons kan nie ons probleme self doen nie. Ons is te swak. Ons het die Heilige Gees se leiding nodig, Here. Ons het U krag nodig, Here. Al sê U in die woord, my krag is tot die hele ook in staat om enige ding te doen. Maar Vader, ons het U hulp en U leiding nog steeds nodig. Ons is net swakkelinge in U naam. Here, dis wat ons almal sê, maar Vader, vandag besef ons is vrygekoop. Here, daardie kettinge wat nou om ons is, Here, ek vra dit breek dit nou in die naam van Here Jesus Christus. Dankie my Papa, my kettinge is af. Dankie my Papa, ek is nou 'n kind van U. Dankie my Papa, ek is ook vrygekoop. Here, gaan dan met ons in hierdie dag en in hierdie week tot ons mekaar weer sien, Here, sodat ons sal jubel en juig voor U. Gaan U met ons in die komende week ons voorbereidings doen vir ons konferensie, Vader. Dat dit 'n sukses sal wees, Here. Dat dit 'n ligstraal sal wees in hierdie omgewing, Vader. Dat daar mense sal inkom, Here, en saam met ons sal jubel en juig en vrygekooptes kan word. Ons loof en prys U wonderlike naam. Amen. Gaan ons 'n laaste liedjie luister? Dan net stukkie. Net so wat jy luister. Wat gaan? Kom ons staan op en dan sing die laaste lied. Wat het liefde gekryk voor een krijger. Hy beloof aan die einde, op die hoogte kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Kom prijs op, halleluja. Kom prijs op, halleluja. Kom prijs op, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons beste, wat hy altyd sal bystaan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons scheiding, hy is ons wapen. Hy die vijand weet verstaan. Hy is die rots wat eeuwig staan. Kom prijs op, halleluja. Kom prijs op, halleluja. Kom prijs op, halleluja. Hy is die rots wat eeuwig staan. Kom deel nou met ons loopie, en jou hande op na boe. Dat was sy gestaan op kronen, en kom vast voor Godse woord. Kom leef in die oortrek, wat sy woord waarin ons woord, wat sy woord sal eeuwig staan. Kom prijs op, halleluja. Kom prijs op, halleluja.
God, prys op